Hallo en welkom by Farmspace. Ons staan hier buite Pienaarrivier saam met AgriHawk. Hulle het 'n eerste in Afrika drone, die DJI T55 Agras. Dis daai goue lokkies drone. Nie te groot nie, nie te klein nie, net reg vir jou. Ons praat met Ewert, hy gaan ons bietjie vinnig deur dit vat. Kom ons gaan luister in. Ewert, hoe lyk dit? Ja, sê, hallo, welkom. Goed, dankie self. Goed. So, ons staan hier so met die DJI Agras 55. Vat ons bietjie deur, waar val hy in die pakkie? Ja, sê, soos jy gesê het, dis die Agras T55. Hy is nou 'n middelslag klein drone. So waar jou T70 en jou T100 70 liter en 100 liter doen, is hierdie perfek met sy 50 liter kapasiteit vir kleiner lande of dalk waar 'n boer baie tussen lande gaan rondskuif. En wat hom eintlik uniek maak is die feit dat dit deur net een persoon gebruik kan word. So jy het nie meer 'n hele span nodig nie. Jy kan hom alleen hanteer. Nou, kom ons begin by die specs. Ek sien hy het hierso nou 'n wille toring hiervoor. Vat ons deur. Hy, so ja, hy het dieselfde radar basies as die T100. Dis 'n groter radar. Hy het 'n 40 grade band wat hy dan dek, 250.000 punte per sekonde wat hy uitskiet. En dan het hy ook die traai teleskopie kameras. So op die T70 het jy net jou 2 voor gehad. Hierso op die T55 het hy nou reg in die rondte uit nou 3. Dan ook, terwyl ons nou by hierdie is, hy het hierso 'n payload liggie. So die liggie verander afhangende van jou payload. Dit was nou iets wat nog nie op die 70 of op die 100 was nie. Dis nou hierdie liggie hierso. Dis nou daai liggie daarso. En dan het hy ook sy gimbaltjie is 'n digitale gimbal. Okay. So hy's fixed. Die chemikalie kan hom nie affekteer en maak dat hy vashak of vassit nie. Ja, so want dis werklik 'n probleem. As daai oogie nou vas het, dan gaan jy hier in 'n spulpunt in of 'n draad of 'n boom of Yes, net so. So hy's digitaal die gimbal. Dan het hy ook sy spotlight hier onder. Ek wil 'n spotlight vir Lekker wille spotlight, so jy kan in die aand werk. Die nag wil spuit. Niks gaan jou keer nie. Goed, en dan as ons sommer nou hier voor kyk, beweeg ons na die volgende groot pluspunt. Dit is hierdie nuwe self-locking arms. So jy druk hom net toe, hy klip self in plek en hy is nou gereed om te gaan. Hy gaan nie beweeg nie. Hy gaan nie beweeg nie. So jy maak hom oop. Jy gly hom toe. En daar gaan hy en dan daar klip is hy reg. En jy weet dan as daai klip sê Dan dan kan is ons reg om te vlieg. Niemand het vergeet om hom in te haak of niks nie. As hy ingeklip het, dan is hy reg. Goed, so dan gaan ons na die volgende groot feature toe en dit is die battery. So hy het dieselfde vermoë as die T100 of die T70 in terme van vliegtyd, maar die battery is kleiner, die battery is ligter. So weer eens maak dit makliker vir een man om te gebruik. Dis nie meer daai swaar battery wat jy hoef rond te dra nie, maar hy werk op dieselfde ekosisteem as die T100 of die T70 se generator of laaier dan nou. En ek het hier 'n interessante Daar's hy. So 'n daar fan. Is dit 'n fan nou vir my battery terwyl hy vlieg? Dit is inderdaad so, daai hou jou battery koel. Dis ook ietsie wat nog nie op die T100 of die T70 geïmplementeer was nie. As jou battery koeler is, kan jy net meer siklusse uit hom uitkry en sy leeftyd verbeter natuurlik. So dit is 'n baie belangrike ding. En jou battery hou daarvan om koel te wees as hy charge. Hy hoef dan nou nie eers temperatuur te drop nie. Sy temperatuur is klaar reg, so hy vat outomaties. Verseker, nee, 'n jy warm charge battery. vinniger. 'n Warm battery is 'n ongelukkige battery. Ja, so, baie waiertjie help baie. Soos ek sê, die battery is dan ook ligter en kleiner. Die T55 kom wel met sy eie generator. Dit is 'n bietjie kleiner as die T100 en die T70 sin, maar hy werk op daardie ekosisteem ook. So jy hoef nou nie, as jy reeds 'n T70 of 'n T100 het, hoef jy nie die nuwe generator te kry nie, maar vir 'n boer wat nou begin met die T55 pakket, kry jy dan 'n kleiner generatortjie. Hy's goedkoper,
En dit is dan nou net vir die T55 se batterye. So ek hoef dan, as ek nou reeds so een het en ek dink nou net, okay, 'n bietjie kleiner, dan hoef ek nie 'n nuwe een te kry nie. Ek kry nog steeds die ou generator en ons trap hom deur. Dis korrek. Okay, Ewert, jy sê die batterye is ligter. Nou, uit die aard van die saak, dit maak sin, jy weet, kleiner drone, kleiner batterye. Wys my bietjie, ek sien die hele verkoelingsstoring wat julle hierso het. Vat my deur, hoe werk hy? Wys my die battery, hoe gaan ons aan? Dis hy. So ja, soos ek sê, die battery is ligter en kleiner. Ek kan hom sommer maklik optel. Jy kan daar sien sy poorte. Dit lyk amper net soos die T70 of die T100. Hy het dan net minder koneksiepunte. So dis hoekom ek sê hulle is interchangeable. Jy kan jou T100 laaier nog gebruik op hom. So dan wat gebeur is, jy het jou enkel cooling tower of cooling station, nie soos die T70 of die T100 wat 2 batterye vat nie. Hy vat net een. Hy het sy waaiertjie daarin. So daai waaiertjie blaas nou basies nou nog koue lug op deur jou battery om jou battery op temperatuur te kry. Soos jy sal sien, het hy lekker baie spasie vir wind om deur te beweeg. Lekker radiatortjie wat hy daarso op het. En dit is ook dan nou lekker as jy hom in die drone sit met daai waaier wat ons na gekyk het wat bygekom het op die drone self. So ja, dit is heel eenvoudig, heel maklik. En hy sak net daarso in. Jou laaikabel kom dan nou hier in en ja, dan gaan hy. Ja, okay. Nee. Well done. Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Maklik om te gebruik vir die enkel gebruiker of alleen gebruiker soos hulle sal sê. Ja, en dis net in en uit. Jy maak seker jou charger is daarso. Hy blaas hom koud en hoe vinnig herlaai hom? Ook maar soos die T100 en die T70 so tussen 8 en 11 minute afhangende van hoe pap hy dan nou was. Ja, en jou vliegtyd dan is ook 8 tot 10 minute afhangende van met vrag. Dit hang alles af van spoed en wat se wind jy het, wat jy mee werk. Maar dit is maar dieselfde vermoëns as die T70 en die T100. Jy gaan dalk so bietjie meer reg kry as jy stadiger vlieg. So ja, jy kan dalk 2 vlugte op 'n battery kry. Ek sien die blades is die rockers. Ja, so hulle het ook daai funksie wat op die T70 gesien is waar die blade so kan beweeg. Dit help maar vir vibrasie, stabiliteit. En ja, dit is ook, terwyl ons by die blades is, dit is dieselfde as die van die T100 en die T70. Ook die carbon fibers wat nie breek nie. En dit is dieselfde model. Dit is letterlik 'n identiese blade aan hulle. So kan ek dan 'n ander van my vorige drone blades hier opsit. Is dit 'n meer spesifieke blade dat ek nou parte moet kry? Jy sê die ekosisteem is dieselfde, is die parte interchangeable, want ons sal nou by die sprayer uitkom, maar hy's ook 'n impeller soos jou vorige is. Hoe werk die parte? Kan ek parte ruil? In terme van parte, wat dieselfde is sekere komponente, maar jy gaan maar jou T55 parte is uniek aan hom. Dis obviously opgraderings op vorige modelle. Maar wat wel interchangeable is die blades. Verder as dit is alles redelik uniek. Daar's dalk komponente wat gedeel word tussen die twee, maar ons sal maar voorstel dat jy gaan vir die T55 se parte. Ekskuus, terwyl ons nou hier is, 'n ander goeie feature van die T55 is die draehandvatsels. Soos ek gesê, hy's gemik vir 'n one-man operation. Nou maar tel hom op, laat ons sien. So laat ek dan net van die ander kant af inkom. So een man kan hom alleen rondskuif en ronddra. Maar sy, jessie. Ja, as hy nou, as die arms nou opgeslaan is, gaan hy nou moet dit nie doen met die arms oopgevou nie, ja. Ja, okay, terwyl jy nou daar agter is en die sprayers is ook hier, so sê vir my bietjie, ons werk met die impellers, loop hulle dieselfde as die vorige modelle? Ja, so met jou T100 en T70 op jou dubbelspray nozzle kit kan jy tot en met 40 liter per minuut kry. Op die T55 is dit dan nou dieselfde. Obviously is sy volume vloeistof wat hy kan dra nie dieselfde nie, maar daardie vermoë van hom is dan dieselfde as die T70 of die T100. Nou, ek as boer,
'n T55 kry, min of meer hektaars as ek self boer alleen, die hele operasie hardloop. Alright. Min of meer, hoe kyk ons? Hoeveel bedek ons? So omdat hy ook die vermoë het vir 'n hoë flow rate, en al hierdie nuwe tegnologie, hy vlieg vinniger as byvoorbeeld 'n T50, kan jy gemaklik 10 hektar per uur doen as jy op jou eie wil werk. En ek dink mens kan nogal ver kom in 'n dag met dit. Dan my laaste vraag. Hierdie drone het nou nuwe tegnologie in. Waartoe sien jy die drone tegnologie gaan, vernaam julle wat DJI's inbring? Yes. Sien jy uit na die toekoms? Het julle enige nuus wat julle kan deel wat jy weet wat die boere dalk van wil weet? Ons sien verseker uit na die toekoms. Wel almal het gedink daar kom nou volgende 'n groter drone. Maar daar's 'n plek in die mark gewees vir 'n kleiner drone, want almal het nie dieselfde benodighede nie. So mens weet nie altyd wat lê voor nie, maar waar daar definitief verbetering gaan kom is in batterye. Hulle gaan ligter word soos ons nou hier sien met die T55. Hulle gaan meer siklusse moontlik hê soos die tegnologie verbeter. En dan 'n ander groot ding wat gaan verbeter is in terme van outomasie. Ja. Wat ons sal na verwys as swarming, waar meer as een drone saamwerk om op 'n land te werk en dit effektief so gou as moontlik, so goed as moontlik te doen. Daardie tipe outomasie gaan meer begin ontwikkel. En dan soos in terme van hierdie drone het nou weer 'n heeltemal 'n nuwe beheerdertjie. Hulle noem dit die DJI Ag Mini, so jy kan hom met een hand gebruik. Dis iets wat ons nou nog glad nie op die ander gesien het nie. So moontlik in hulle beheerstelsels of controllers gaan ons ook verbeteringe sien en opgraderings. Okay, Ewert, ons staan nou al so 'n paar minute hierso in die veld wat ons nou hierdie nuwe 55 van julle uittrap. Sê my 'n bietjie, wat is jou ervaring sover? Yes, ek moet sê, selfs beter as wat dit op papier gelyk het. Ons maak vol in so 1 minuut 10 sekondes. Dit sluit die batterye ruil in. Die lekker ding is, die batterye is so lig, jy vat die pap een en jy sit hom in met die gelaaide een in die ander hand. Jy kan met al twee hande werk, batterye in elke hand. Ons vlieg so 40 km/h tans teen 30 liter per hektaar. En dan kry ons 'n hektaar en 'n half gedoen. Die battery kom terug op 50%. So effektiewelik gebruik ons tans net 2 batterye. Die battery word nie warm nie, soos ek sê, so 42 grade Celsius. Ja, die hele prosesie van volmaak, wel land, volmaak, opstyg tot weer land, 5 minute, 30 sekondes. Ons vind dat binne 3 minute laai hy van 50% tot vol. So voordat ons drone terug is die nuwe battery al gereed. Julle as AgriHawk, julle kom ook uit, julle help my deur die hele proses aanvanklik, of moet ek iemand soos 'n NWK, een van julle subverspreiders kry? Wel, kontak wie die naaste aan jou is, maar jy is welkom om ons ook direk te kontak. Ons sal vir jou help met die opleiding om hom initieel te leer vlieg. En dan natuurlik die manne by NWK, VKB, Keis van ons subverspreiders, wie naaste aan jou is, hulle het ook die vermoë om jou te help met daai opleiding en vir jou die hele pakket reg te hê dat jy net kan begin. Ewert, ek sien baie uit vir hierdie 55 wat julle hierso het. Ek dink die boere moet definitief bietjie gaan kyk sodra hy nou Verseker. En kyk hoe beweeg hy. Right, en dit was Ewert hier van AgriHawk. Hy het ons vinnig deur hulle splinter nuwe goue lokkies drone gekry. So as jy belangstel in 'n drone vir jou plaas, nie daai groot plase nie, nie daai klein plaas nie, daai middelslag wat ons almal opboer, wat ons almal meer bekend is hierdie dalk die oplossing vir jou. Dis die van Farmspace af. Tot volgende keer. Groete.